Jakobus 5 vers 16 tot 18 praat oor die kragtige uitwerking van die gebed van een gelowige. Ons hoor dat Elia, 'n mens net soos ons, was wat ernstig gebid het dat dit nie moet reën nie, en dit het vir 3 jaar en 6 maande nie gereën nie, en toe hy weer bid vir reën het die Here reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Die agtergrond hiervan kry ons in 1 Konings 16 vers 29 tot 1 Konings 18. Toe Agab die koning van Israel word, het hy met alles wat hy gedoen het, die Here openlik uitgetart. Die land het baie goddeloos geword en Elia as profeet van die Here het vir die koning gesê dat daar vir die volgende paar jaar geen reën sou val nie. Daarna moes hy vir sy lewe vlug en daar het 'n baie groot droogte oor die land gekom. En dan in 1 Konings 18 hoor ons dat Elia die koning ontmoet en vir hom sê om die hele volk op Karmelberg bymekaar te roep, saam met die klomp afgodsprofete wat aan die koning se tafel eet. In antwoord op gebed stuur die Here dan vuur op Elia se offer en die hele volk erken dat die Here God is. Elia lei dan die volk om die klomp afgodsprofete dood te maak en so die kwaad uit die land uit te roei. Daarna gaan Elia bid en die Here stuur reën. Die verhaal vertel vir ons dat een man deur gebed en vertroue op die Here 'n hele land na God laat terugdraai het. Die Here het Elia as 'n gewone mens soos ek en jy gebruik om 'n goddelose land te laat terugdraai na hom. Kan die Here jou help om deur gebed 'n verskil in ons land te maak? Is jy gewillig om na die Here te luister en vir ons land te bid, soos die Gees op jou hart lê?